Thank you.
Ek het 'n vraag vir jou en ek soek gemeente by jou 'n eerlike antwoord. Nou weet ek hierdie gemeente is 'n eerlike gemeente, hulle het nou altyd eerlik geantwoord. Ek soek vanoggend ook jou eerlike antwoord. Wie van julle se kas handvol klere wat jy lankal nie meer dra nie, maar jy wil dit ook nie weggee nie, wil ook nie weggooi nie. Kan ek maar net 'n handjie sien? Ok, daar is 'n paar hande. Wie van julle se garage is oorvol van allerlei toebehore wat jy regtig nie meer gebruik nie, en jy weet vir jou heilige siel in die volgende 5 jaar gaan jy dit ook nie gebruik nie, maar jy weier om dit weg te gooi net vir ingeval jy daardie skroefie in die toekoms gaan nodig kry. Handjies op. Wie van julle se kaste is vol bokse, gepak met Tupperware, Tupperware, kombuisgoed, houers en alles, en na elke spring clean sessie wat jy die afgelope paar jaar gehad het, pak jy dit net eenvoudig weer terug in daai selfe boks, jy sit daai boks in die kas, net vir ingeval jy oor 10 jaar daai bakkie gaan nodig kry wat jy al die laaste 15 jaar nog nie gebruik het nie, hande op. Ok, dankie. Dankie vir jou eerlikheid. Al die hande gaan op, ons is almal skuldig. Ek ingesluit. Ian het op 'n stadium gesê, nee pa, jy is nou 'n houtborder. Nee, dis mos die Engelse woord, houtversamelaar. Ouens, as ek 'n stuk palet gesien het, het ek opgewonde geraak. Hout en planke het my op 'n stadium baie opgewonde gemaak, soos 'n kind oor sweets. As ek 'n palet sien, moet ek kom hê, en gewoonlik is dit goed verniet, so jy tel ek op, tot op 'n stadium toe sê, ja nee pa, nee lees dit asseblief nou. Dit raak nog 'n bietjie erg. Maar dankie vir die eerlike antwoord. Ouens, hier is die ding, ons lewe in 'n wêreld wat voortdurend vir jou en my sê, die boodskap wat uitgaan, voortdurend sê vir jou en my, jy moet bymekaar maak. Jy moet meer hê. Jy moet meer koop. Jy het hierdie ding nodig. Jy kan nie sonder hom nie. Jy moet meer spaar. Jy moet meer opgaan. Dis die samelewing, dis die boodskap. En dis hoekom mense nie van die goed ontslae wil raak nie. Want op 'n manier bring dit vir jou 'n gemaklikheid, 'n tipe van 'n veiligheid. Ek het daarom iets. Julle hoor wat ek sê. Ons lewe in 'n samelewing. Die kultuur waarbinne ons leef, jy moet my mooi hoor vanoggend, ek wil met jou praat oor 'n belangrike onderwerp, want jy moet my reg verstaan, want jy kan vinnig my misverstaan. Maar die kultuur waarbinne ons lewe, meet sukses. Hoor wat ek nou sê. Die kultuur, die samelewing waarbinne ek en jy lewe, meet sukses aan besittings. Dis die standaard. Die samelewing meet sukses aan jou besittings. Hoeveel huise, hoeveel karre, hoe lyk daai bankbalans, hoe lyk daai horlosie. Sukses word gemeet aan hierdie dinge. Ek luister in die week na 'n baie interessante onderhoud. Ek gaan nie die naam noem nie, julle sal die persoon, dis nie 'n persoon in die kerkewêreld of in 'n gemeente nie, maar jy sal weet as ek nou die naam gaan noem, so ek wil nie die naam noem nie, maar ek luister na hierdie onderhoud en die persoon spog. Hoor mooi, daar is vir my 'n verskil tussen spog, waar jy dink jy is so oulik, of waarin jy dankbaar is. Jy kan dankbaar wees, maar die persoon kom uit 'n arm agtergrond en hy het dit gemaak in die sakewêreld en vroeg op 'n jong ouderdom, dink ouderdom van 31 toe die strandhuis gekoop en die Ferrari staan in die garage en die horlosie ouens pronk omtrent so 'n kolossale ding en die persoon in die onderhoud is baie duidelik dat die persoon op mense wat minder het neerkyk. Hy sê dit ook in soveel woorde, hy sê, ek gee nie 'n flenter om wat mense van my sê, of wat mense van my dink nie. Natuurlik is daar 'n klompie mense kwaad vir hom, rondom besigheidstransaksies, maar hy my niet. En hy roem en hy eer, en hy
spoggerig oor sukses wat hy behaal het, en hy meet sukses aan al hierdie dinge. Hoor Jesus se woorde. Matteus 6 vers 19. Dis nie die eerste keer dat jy hierdie skrif gaan hoor nie. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Ons ken hierdie gedeelte, ek wil met jou praat hieroor. In hierdie gedeelte kom Jesus en hy draai die wysheid en hy draai die standaard wat die aarde daarstel, draai hy totaal onderstebo. En hy sê, julle meet sukses aan rykdom. Moenie vir jou skatte hier op aarde bymekaar maak nie. Daar gebeur iets met hierdie tipe skatte. Maak eerder vir jou skatte in die hemel bymekaar. So Jesus kom en hy draai die standaard en die wysheid van die wêreld draai hy totaal onderstebo. En ek weet nie van jou nie, maar as jy jou Bybel lees, het jy nou al agtergekom dat God se standaard en wette en reëls lyk baie anders as wat die wêreld se lyk. Is jy met my? God sê, sy woord sê, draai die ander wang. Wêreld sê, my maat, jy my klap ek terug. Jy weet, so jy kan maar God draai dit om. So hy sê hier vir ons, moenie vir jou skatte bymekaar maak op aarde nie. Maak eerder vir jou skatte, belê in skatte wat in die hemele is. Daai tipe skatte vervaag nie, dit verdwyn nie, raak nie weg nie. So my boodskap vanoggend is baie eenvoudig en tog is dit diepgaande. Boodskap vanoggend is, waar is jou skat? Waar is jou skat? Want soos Jesus gesê het, waar jou skat is, sal jou hart ook wees. Eenvoudig, waar is jou skat? Tog is dit 'n diepgaande onderwerp. Aan die een kant, een van die wonderlikste geskenke wat God die mens gegee het, is vrye wil. Vrye wil is een van die wonderlikste geskenke wat God die mens gegee het. Aan die ander kant is dit een van die mees vreesaanjaendste dinge op aarde. Vrye wil. Jy het die twee kante. So wanneer dit by skatte kom, wanneer dit by rykdom kom en ek wil jy met regtig my volg, en ek wil jy met my hart optel en die boodskap hoor vandag. Wanneer dit by skatte en by rykdom kom, het elke mens op aarde 'n keuse om te maak. En jy het 'n keuse tussen belegging nommer 1 en belegging nommer 2. Daar's twee tipes beleggings. Belegging 1 of belegging 2. Elke mens het 'n keuse watter belegging opsie jy gaan uitoefen. Belegging nommer 1. Aardse skatte is tydelik. Jesus waarsku teen die opgaar van skatte op aarde. Hy sê moet dit nie doen nie. In Jesus se tyd was rykdom gemeet aan dinge soos fyn klere, graan en edelmetale. En hy praat met die mense van daai tyd en hy sê vir hulle eintlik, ouens, moenie opgaar fyn klere en al hierdie dinge nie, want die fynste lap kan deur motte geëet word. Graan in 'n skuur kan vrot word. Metale kan roes. So dit beeld hy uit. En nou het jy sommer die konteks van waar mot en roes verniel. Hy verduidelik, motte eet fyn klere, kan klere opeet, gate in. Graan kan vrot word, metale kan roes. Hy sê moenie dit opgaar nie. Vandag, vir jou en my, in vandag se terme, neem mot en roes verskillende vorme aan. Hoe lyk ons mot en roes? Ouens, dis inflasie. Markineenstortings. Diefstal. En selfs die dood. Jy kan jou hele lewe lank werk om 'n rykdom op te bou. Maar jy kan nie een enkele rand van dit saamvat nie. Ons weet dit.
Ons sê dit baie kere oor en oor, ons ken dit, ons ken daai beeld, ons verstaan dit. Ek kyk na 'n dokumentêr, ek is baie lief om ware lewensverhale te kyk, en ek kyk na 'n dokumentêr oor 'n persoon, en hierdie persoon dis 'n enkel besigheid, hy het self begin, en hy het 'n besigheid opgebou, ouens, 'n wonderlike besigheid opgebou, in die Engels praat hy build 'n empire, en vandag is daardie hele besigheid $2 biljoen sterk. Dis bitter baie geld. Maar in die dokumentêre en die persoon se verhaal, sy woorde, hy sê hierdie volgende woorde, dit slaan my in my hart. Want hy vertel hoe goed dit met hom gaan. Hy is so gelukkig. Sy familie is gelukkig, dit is 'n familiebesigheid. Hulle het genoeg geld. Almal by die maatskappy is gelukkig. Dis wonderlik. Hy het 'n wonderlike lewe. Hy kort niks. En hy sê hierdie volgende woorde, hy sê the only thing that can ruin my life is if I die. Enigste ding wat nou my lewe kan ruïneer, dit gaan so goed met my. Al wat my lewe nou kan ruïneer is wanneer ek sterf. En nou is hy 76 jaar oud en reg deur die dokumentêr begin hy grappies maak oor die dag wanneer hy sterf. Jy kan sien dit begin nou op hom speel in sy siege. Ek het al hierdie geld, maar ek gaan nie meer lank lewe nie. I'm 76 years old. Not going to live forever. Ouens, alles wat jy op aarde bymekaar gemaak het, bly agter. Want dit is tydelik. Dit is tydelik. Die een oomblik, terwyl ek die dokumentêr kyk, die een oomblik besit jy die hele wêreld. Jy het letterlik aan niks te kort nie. Bly in die beste huis, beste meubels, beste karre, die beste alles. So die een oomblik besit jy die wêreld, en die volgende oomblik, as jy sterf het jy niks. Dit het dit weer tot my hart gespreek. Aardse rykdom depresieer. Dit kan verdwyn. Uiteindelik gaan dit tot niet. En hier is die punt wat ek wil maak, en jy volg my nou nog, in hierdie strekking volging. Maar hier is die punt wat ek hier wil maak. Wanneer ons hart geheg is aan tydelike dinge, is jou vrede ook tydelik. Kan ek dit weer sê? Wanneer jou hart geheg is aan tydelike dinge, as dit alles waaroor dit gaan vir jou, dan is jou vrede ook tydelik. En ons moet Jesus se woorde reg verstaan. Op 'n ander plek sê Jesus in Markus 8 vers 36, hy sê, want wat sal die mens baat as hy die hele wêreld wen en aan sy siel skade ly? Wat sal dit die mens baat? So die boodskap hier, al wat hier deurkom is, hier's iets belangriker as net hierdie aarde. Hier's iets groters wat belangriker is. Hier's iets ewig teenoor 'n tydelike stelsel. Dis wat Jesus hier probeer uitlig. So Jesus praat hier, en kom ons sit dit nou in konteks. Jesus praat hier van 'n lewensbeskouing. In die Engels sê ons 'n mindset. Dis waaroor dit gaan. 'n Lewensbeskouing, 'n mindset. As hierdie lewe, en ek sê dit vir myself, maar hoor volgende, as hierdie lewe op aarde, die hier en die nou, as dit alles waarvoor jy leef, en jy wil steeds meer hê, en meer hê, en meer hê, en meer hê, wanneer is genoeg, maar jy wil steeds meer hê, en jou rykdom op aarde begin jou identiteit vorm, dit begin jou anker word, dit begin jou hoop word, en dis al waarvoor jy lewe, dit vat al jou energie, dit vat al jou tyd, net hier, net nou. Ek wil die volgende huis hê, ek wil die volgende kar ry, ek wil daar uitkom, ek wil op so ouderdom wil ek aftree, ek wil. En dis al waaroor jou lewe gaan, hoor jy in die konteks, ek beklemtoon dit nou. As dit jou lewensbeskouing is, as dit jou mindset is, ouers, dan het jy 'n tydelike mindset, jy het 'n tydelike lewensbeskouing. Dis die konteks. Hierdie lewe is nie die enigste lewe nie. En hierdie lewe op aarde is nie die belangrikste lewe nie. Nou kyk jy na groot manne, jy kyk na besigheidsouens,
Daai ouens, party van hulle verkoop letterlik hulle siele vir geld. Familievoeter uit mekaar uit, huwelikvoeter uit mekaar uit, daar is nie tyd vir kinders nie. Alwaar dit gaan is show me the money, show me the money. En jy sien, dis al wat hulle najaag. Dis 'n tydelike mindset. Hier is die ding. Ek kyk na die persoon se lewe. Wonderlike besigheid, niks fout daarmee nie, hoor net die konteks. Maar jy kan vir 80 jaar, ouens, hoe leef ons? 80, 70 sê die Bybel, as jy sterk is, 80. Meeste daarvan het moeite en verdriet, ons verstaan dit. Party mense word 'n bietjie ouer en so meer, maar ons verstaan, ouens, jy gaan nie vir ewig lewe in hierdie vorm nie. So kom ons sê jy lewe 80 jaar in luxury en oorvloed. Wat is 80 jaar? Hoe weeg dit op met 'n ewigheid? Dis wat my gevang het. En hoe vinnig gaan jou en my lewe verby? Jong mense, hier was dit, ouens, toe ek jonk was, gedog, rank, kan die wag, laat ek trou nie, kan die wag, maar ja, hier sê nie, wag, moet lekker wees om groot mens te wees, kriek, nou het ek groot geword en oud geword, en ek weet nog nie eens oud nie, van julle wat oud is, en jy kyk oor die lewe en sê, maar waar is 80 jaar vandaan, waar is dit heen, dit is so, as jou mind sê, waar ek wil alles nou hê, great, dan vat jy dit. Dis jou keuse, belegging nommer 1. Kies hom. Gaan werk net vir die lewe, net vir die aarde, 80 jaar luxury en oorvloed, hou alles vir jouself en enjoy. Uit die Here is, dan is dit verby. Dis tydelik. Het jy daar 'n punt? Is jy nog met my? Ons kom nou die belegging nommer 2. Hier's 'n ander belegging. 'n Ander belegging is op. Jesus bied 'n beter belegging vir jou en my. Hy praat van skatte in die hemel. Wat is hierdie skatte? Nou is die vraag, goed. Pieter, ons verstaan 'n aardse stelsel, weet, dit maak geld en dit beweeg en dit werk en sit geld in die bank en deponeer en dit belê hier en dit, weet, en jy wikkel en daar's party ons wat die vermoë het om geld te maak. As sulks niks verkeerd nie. Maar hoe werk die hemelse skatte? Waar sit dit nou geld? Jy weet, hoe bind dit nou geld hemel toe? Ek wil dryf 'n bietjie want ek wil vir jou 'n punt oorbring. Ek weet jy is nie so dom nie. Ons weet wat Jesus bedoel. Aardse skatte, ouens, is die ewige, hoor nou mooi, die ewige beloning wat kom uit 'n lewe wat in lyn is met God se wil. As jou lewe in lyn is met God se wil, is daar 'n ewige beloning. Dade van liefde, dade van barmhartigheid, dade van vrygewigheid en getrouheid is wanneer jy deponeer in hemelse skatte, waar jy jou skat in die hemel bymekaar maak. Dade van liefde, dade van barmhartigheid, dade van vrygewigheid. Elke keer wanneer ek en jy aan iemand gee wat arm is, of wat minder het, of wat dit nodig het, wanneer ons iets gee, kan kos wees, kan tyd wees, kan hulpmiddel wees, kan geld wees, maar elke keer wanneer ons vir iemand iets gee, elke keer wanneer ons God se werk ondersteun, op watter manier, my tyd, my talente, of geld, of wat ook al, elke keer wanneer jou en my hand oop is, en ons hart is oop vir God se saak, dan deponeer ons in 'n hemelse bankrekening. Waar staan dit in die Bybel? Gaan nou vir die skrif lees. Gaan dit nou vir jou lees. Wanneer jy iemand vergewe, wat jou seer gemaak het, wanneer jy die evangelie met 'n ander persoon deel, wanneer jy dien in die agtergrond waar niemand sien nie, elke keer wat jy dit doen, deponeer jy in jou hemelse bankrekening 'n nog 'n skat, 'n nog 'n ietsie vir die ewigheid. Hoor jy wat ek sê? Hemelse skatte, prys die Here, is nie onderhewig aan mark- en instortings nie. Daar gaan nie 'n krisis in die hemel ontstaan nie. Die markte gaan nie in duie stort nie. Daar gaan nie diewe wees nie. Die Here het nou amen gesê. Want almal hier het 'n alarmsisteem of palisade of 7 hekke en 3 honde, nê?
As jy, wie se huis wat nou hier is, wie se huis het die huis is besluit? Jou voordeur en jou agterdeur is besluit. Kyk, in die hemel is daar nie diewe nie. Sorry, daar nie, jy gaan nie weg. Daar nie is die sekuriteits, hy hanteer die sekuriteit in Silverton. As jy die witborde sien, praat maar met hom. Hulle doen 'n goeie werk. Hulle is besig om jou en my veilig te laat voel hierso. Maar in die hemel gaan daar 'n ander werksbeskrywing wees vir jou daar nie. Jy gaan nie oproep ontvang om te sê kom vang hierdie skelms nie. Kom ek lees vir jou. 1 Timoteus hoofstuk 6. Lees dit nou vir jou in die boodskap vertaling. Jy kan dit in die ou vertaling gaan lees, hy sê dieselfde. Maar hoor gou hierso. Hoor die konteks. Hoor mooi my konteks, ek wil nie met my vanoggend verkeerd verstaan nie. Waarsku die mense wat in hierdie wêreld baie geld het om nie te veel van hulle self te begin dink nie. Ongelukkig ouens, jy sien dit in die samelewing, jy sien dit in mense se verhale, dokumentêre verhale sien jy. Die oomblik wat die mense dit maak, kyk hulle neer op ander. Nie almal nie, maar ons van hulle, jy kan dit sien. Waarsku hulle om nie te veel van hulle self te begin dink nie. Hulle moet nie hulle hele lewe op geld en rykdom bou nie, want dit hou nie baie lank nie. 'n Mens kan ook nie seker wees dat jy altyd geld sal hê nie. Dit kan ons almal sê amen. Jy kan nie seker wees dat jy altyd geld sal hê nie. Hulle moet eerder hulle lewe bou deur op God te vertrou. Hy sal sorg dat ons alles kry wat ons nodig het om van te leef. Praat mooi met die ryk mense. So Paulus wat vir Timoteus sê, dis hoe jy dit moet hanteer. Vra hulle om hulle geld te gebruik om arme mense mee te help. Ouens, kan ek dit met groot liefde en respek sê, daar's altyd mense wat minder het as jy. Daar's altyd behoefte. En selfs jy wat dink jy het min, kyk maar om jou rond, daar's al iemand wat nog minder het. Ons harte moet oop wees. Hulle moet nie suiwer wees nie, jy moet graag met ander deel wat hulle het. So sal hulle soveel goeie dinge doen, dat hulle in die oë van God en die mense baie ryk sal wees, nie omdat hulle baie geld het nie, maar omdat hulle soveel goeie dinge gedoen het. So belê hulle eintlik in die bank van God. Dit is die beste belegging waarin 'n mens kan dink, veral vir die toekoms. Min mense weet, kan ek dit nou net so uitdruk, nou moet jy in prentjies kyk, en hoe dit presies gaan uitspeel, weet ek nie, maar kom ek gee vir jou 'n aardse voorbeeld, want Jesus het vergelykenisse gebruik om 'n hemelse waarheid oor te dra. So kom ons gebruik 'n aardse term. Min mense weet daar's 'n hemelse bank. Mense weet dit nie. Daar's 'n hemelse ekonomie. Hoe dit gaan uitspeel, hoe dit gaan werk, kom ons wag tot ons daar is, maar kom ons doen wat ons nou al moet doen. Maar ouens besef dit nie. Daar is 'n bank, daar's 'n ekonomie waarin jy geestelik gawes of skatte vir jou bymekaar moet maak. Deur liefde, deur barmhartigheid, deur vrygewigheid, deur alles wat ons moet doen. Elke keer wat jy goed doen, weggee van jouself af. Deponeer jy iets in die hemel. En ouens verstaan dit nie. Dit moet bitter sleg wees, kan ek dit menslik uitdruk. Ouens, dit moet bitter sleg wees wanneer ek en jy in die hemel aankom om die ewigheid in te gaan, as ek dit nou maar net so kan uitdruk. En jy kom daar aan jou bank, jou hemelse bankrekening is leeg. Dis onnigter. Belegging nommer 1 of belegging nommer 2. Wanneer ek en jy op aarde reeds ons hart oopmaak, ons hand oopmaak vir God se koninkryk, en ons rykdom opbou, skatte in die hemel, ouens, dan hou dit nie op wanneer jy sterf nie. Anders as 'n aardse belegging, jou aardse belegging, wanneer jy sterf, stop dit vir jou. Ons gaan nou kom by familie. Pieter, mag ek nie vir my familie sorg nie, mag ek nie 'n nalatenskap vir my kinders hê? Nee, dis nie wat ek sê nie. Ons gaan dit nou verduidelik. Al wat ek vir jou wil sê, is geagte kliënt, u het 'n keuse. Belegging nommer 1,
Weg nommer 2, jy kan kies. Dis wat Jesus sê. Moet ons so 2 punte vinnig met jou deel, en dan gaan ek glo die preekie gaan by mekaar kom. Jou hart volg jou skat. Jou hart volg jou. Die Here ken ons harte, die Here ken die mense hart. En geld, kan ek dit dan nou so noem? Geld lê baie mense baie na aan die hart. Kan ek vir jou vra, vir wie lê geld na aan die hart? Nou kan jy eintlik maar almal jou hand opsteek, natuurlijk. Kan niks doen sonder geld nie. Ons het geld nodig. Ouens, geld lê mense na aan die hart. God ken die hart, hy bring hierdie ding in verhouding. Daarom sê hy in vers 21, hy sê, want waar jou skat is, of op die aarde, of in die hemel, waarever jou skat is, daar sal jou hart wees. So jou hart is of verknog aan die aardse dinge, of jou hart is verknog aan die hemelse dinge. Waar jou skat is, dis waar jy jou hart sal kry. Jou skat bepaal jou fokus, jou prioriteite, jou toewyding. As jou skat op aarde is, gaan jou hart vasgebind wees aan alles wat tydelik is. Dis waar jou hart gaan wees, dis waar jou energie gaan wees, dis waar jou tyd gaan wees. Familie kan maar, hulle moet maar net bykom, en huwelike val uit mekaar uit, en kinders val uit mekaar uit, en ek voel nie 'n flenter om van wat mense vir my sê of ding nie, ek vertrap almal, ek stoomrol almal, as my niet. Me, myself, I. Dis waar jou hart gaan wees. As jou skat in die hemel is, ouens, gaan jou hart uitstyg bo alles wat tydelik is. En jy gaan aan 'n ewigheid vashou. Daar is 'n lewe na hierdie lewe. Glo jy dit? Glo jy dit? Daar's 'n lewe na hierdie 80, 90, 70, 60 jaar. Daar's 'n lewe hierna. Wat eintlik die belangrikste is. Wat 'n ewigheid, kan ek dit so uitdruk, 'n ewigheid gaan hou. Waar moet jy meer belê? By hierdie ene. Want dit moet 'n ewigheid hou. Ek druk dit nou maar net menslik uit. Ouens, mense sloof hulle af. En is getroud met hulle werke. Om net genoeg te hê vir hierdie lewe. Ek praat nou van die ekstreme geval. Dit is met my, nee? Ek is nou hier by iemand wat die ekstreme is, jy leef regtig net vir jouself. Jy is so suiwig, jy gee vir niemand niks. Dis waarvan ek nou moet praat. Dan praat ek hierdie kant van iemand wat het, maar wat met 'n groot hart uitdeel en gee en help en vergewe en getuig. Ek praat van daai kant ook. Jy moet vir jouself hierdie vraag afvra. As jy self oor jou lewe, wat koester ek die meeste? Wat is vir my die belangrikste? Wat neem my gedagtes, my tyd, my energie, wat neem dit die meeste in beslag? Waar spandeer ek my tyd, waar spandeer ek my energie, waaroor worry ek die hele dag? En dan die ander vraag is, belê ek regtig in iets wat ewig gaan hou? Dis die vraag. Nou wil ek afsluit. Ons praat oor 'n lewe dat ek en jy moet lewe vir ewige belonings. Julle kan dan by sê, Pieter, ons verstaan. Ons verstaan hier's 'n aardse lewe, en ons verstaan ons gaan nie vir ewig lewe nie, ons verstaan daar's 'n ewigheid, en ons verstaan dit, en ons verstaan al die dinge, maar voor ek nou by die ewigheid uitkom, moet ek ten minste daar 'n brood hê op my tafel, ek moet ten minste vir my familie sorg, ek moet ten minste voorsiening maak van my ou dag. So hoe balanseer ek dan nou, Pieter? Hoe balanseer ek God se opdrag? Hoe doen ek nou hierdie ding, terwyl ek toch hier ook nog moet lewe, voordat ek nou by die hemel uitkom, as ek het nou so plat kan uitdruk, nie ons argumenteer ons nou maar net.
Om skatte in die hemel bymekaar te maak, ouens, hoor mooi. Beteken nie. Dit beteken nie dat jy nie dinge, selfs rykdom op hierdie aarde mag hê nie. Dis nie wat dit beteken nie. Jy mag hard werk. Jy mag rykdom opbou. Jy mag 'n gemaklike kar ry. Jy mag in 'n mooi huis bly. Jy mag belê. Jy kan met jou geld boeker. Jy kan vir jou kinders wegberg. Jy moet voorsien vir jou ou dag. Die Bybel gee ook vir ons daai kontek. Jy mag, maar hier is die antwoord en hier is die balans. Alles wat ek het, alles wat ek dan vermag, alles wat ek bymekaar maak, as ek dan hierdie vernuftigheid het om geld te maak en rykdom, alles wat ek dan het, moet ek gebruik vir God se koninkryk. Daar's 'n verskil van bymekaar maak net vir myself. Hoor jy? En dan is daar bymekaar maak vir myself, vir my familie, maar ook my hart en my hand is oop vir almal rondom my, want God seën my. En ek het 'n wonderlike voorreg om ander te seën. En ek kan 'n brood saam kerk toe bring. Ouers, dankie vir jou brood. Ons het 'n broodprojek. Sondag sê ons bring vir jou 'n brood saam, kom gooi in daai mandjie. As jy weer daai brood in daai mandjie sit, dan sê jy vir jouself, ek deponeer 'n skat in die hemel. Ek het 'n brood vir iemand gebring. Ons deel daai brood na kerk uit, dit word elke keer opgeëet. Iemand wat 'n brood nodig het. So jy mag geniet jou lewe en geniet die mooi dinge, maar die dinge moet dit nie net vir jouself hou nie. Sukses is nie hoeveel jy bymekaar kan maak nie. Goddelike sukses is hoeveel jy kan gee. Dis party ouens vang dit nie, ouens. Dit wat ek het, gebruik ek vir God se doelwit. Wanneer jou besigheid ander mense seën. Ons het 'n besigheidsman, ek noem geen name nie, persoon is nie in hierdie gemeente nie. Glad nie in hierdie gemeente nie. En hy het 'n besigheid. En party maande gaan dit goed en party maande gaan dit minder goed. Maar daai persoon het op sy hart gevoel om hierdie gemeente, ons gemeente wat hy nie is van deel is nie, gereeld 'n groot bedrag wat daai persoon na die gemeente toe oorplaas en sê, dis vir julle welsyn, gebruik die geld soos julle dit nodig het. Ek het 'n besigheid, ek seën julle gemeente. Wanneer jou besigheid begin seën, ander mense seën. Wanneer jou huis, die lekker huis wat jy gekoop het, die mooi huis wat jy gebou het, soos jy hom gehad het, wanneer jou huis 'n plek word van gasvryheid, waar familie, vriende en vreemdelinge welkom is. Wanneer jou geld God se saak ondersteun, wanneer jou hand oop is, waar daar behoefte is, waar jy sien, waar die Here lei, in 'n plaaslike gemeente ook, waar jy sê, ouens, ek gee, ek saai, ek help, ek deel uit. Dis sukses. Wanneer jou aardse besittings instrumente word wat 'n ewige impak het, dan verstaan jy God se opdrag. Moenie net vir jou skatte hier bymekaar maak nie. Terwyl ek jou hier seën dat jy eendag genoeg kan hê. Wanneer dit wat ons het instrumente word wat 'n ewige impak het, maak ek 'n skat, detoneer ek iets in die hemel. Het jy nou die prentjie? Jesus nooi ons om met 'n ewigheidsvisie te leef. Ek dink baie daaroor, jy hoor my baie daaroor preek. Ouens, as ons werklik met 'n ewigheidsvisie leef, gaan ons makliker deur hierdie aarde kom. Ons gaan krisisse beter hanteer. Ons gaan die goeie stryd stry. Christus het die kruis verduur vir wat hom voorgehou is. As ek en jy weet, ons is op hierdie aarde, maar ek leef met 'n ewigheidsvisie, met 'n ewigheidshoop, dan gaan ek uithou onder moeilike omstandighede. Ek gaan die regte besluite maak, ek gaan die regte beleggingsopsie uitoefen, want ek gaan daar aankom.
En dan is daar 'n ewigheid. En my skat moet 'n ewigheid hou. Daarom wil ek vir jou sê, ek persoonlik wil baie skatte in die hemel hê. Maar dit moet my 'n ewigheid hou. Verstaan jy dat jy elke dag kan deponeer? Elke dag kan ek en jy deponeer in hierdie hemelse koninkryk. Ouers, is dit nie 'n voorreg nie? Is dit nie wonderlik om 'n broodkerk te bring? Is dit nie wonderlik in hierdie gemeente? Ek weet, ons hande is oop, hier's kosbaarheid. Ek hoor dat dinge gebeur agter die skerms waar iemand, dan hoor ek met 'n gesprek, iemand het gehelp, iemand het gesien, iemand het 'n behoefte, iemand het 'n geldjie in my hand gesê, ek het so nodig gehad. Ons probeer nie oor en weer of almal vertel hoe sleg dit gaan nie, maar daar's liefde, daar's blydskap. Daar's mense wat vermoond is. En daar's ander wat nie so vermoond is nie, maar almal kan ietsie gee. Ek praat van 'n gesindheid. Here, ek seën u werk, ek seën die koninkryk, ek seën ek maak vir my skatte in die hemel bymekaar. Want hy het gesê doen dit. Ek het belegging nommer 2, opsie nommer 2 kies ek. Alles wat ek doen wil ek hê moet 'n ewige impak hê. Terwyl jy goed leef, terwyl jy by mekaar maak, terwyl jy jou familie versorg, wat heeltemal in plek is. Ek het die extreme gebruik van iemand wie se hand so toe is. Mag jou en my hand nooit toe wees nie. Mag ons harte nooit toe wees nie. Ouens, ons raak moeg met alles daar buite. Partykeer is jou hand toe. Gaan nie gee nie. Okay, is jou keuse. Maar as die Heilige Gees met jou gepraat het, en die Heilige Gees het vir jou gesê, jy gee, en jy maak jou hand toe, is jy in die moeilikheid. So wanneer die Gees met jou en met my praat, gee. Gee. Dis die konteks. Eendag sal alles wat ons sien verbygaan. Die dood vir my is 'n gelykmaker. Die enigste ding wat sal oorbly na ons dood is dit wat ek en jy in hierdie lewe vir Christus gedoen het en wat hy in en deur ons gedoen het. Dis al wat gaan bly. Dis al wat gaan bly. Daarom wil ek jou aanmoedig, laat ons verstandig lewe. Laat ons opgaar waar mot en roes nie kan vernieuw en waar diewe nie inbreek en steel nie. Mag ons op die regte plek belê. Mag ons hulpbronne gebruik en sê, Here, U het my geseën met dit en met dit en met dit, ek seën ander. My besittings, Here, is U besittings. Waar ek kan help, Here, ek help. Waar ek kan gee, Here, ek gee. Waar daar behoefte is, Here, ek gee behoefte. Jy kan maar net jou oor rondom jou oopmaak. Daar's duisende mense, duisende plekke waar jy kan gee. Jy kan elke dag duisende deposito's maak. Ek hoop jy verstaan dit, ek hoop jy iets ontvang. Kom ons vestig ons oop die hemel. Kom ons leef met hierdie ewigheidsvisie. Kom ons verstaan hier en nou. Dit is belangrik. Ons moet eet, ons moet. En jy's ook 'n goeie steward. Maar ons leef nie net vir nou nie. Ons weet daar's 'n ewige heerlikheid. En laat ons skat daar wees. En as jy daar aankom, kan jy dit so uitdruk. Om dan te sê, goed Here, dat ek nou net daai bankstaatjie sien. Maar net kyk om waar 'n paar sente oor is. Dis nou maar menslik, né? Dis maar ons verstaan uit prentjie. Jy kan nie in 'n ewigheid aankom, ouens, met 'n zero bankbalans. Want jy het op die aarde alles waarmee die Here jou geseën het, net vir jouself gehou. Want jy geen skat in die hemel het. Het sal wonderlik wees om daar te kom en die Here sê, oor weinig was jy aangestel, maar jy is getrou. Kom by erwe, kom kyk wat het jy by mekaar gemaak. Hoe dit gaan uitspeel, al wat ek weet, in ons terme, daar is 'n hemelse ekonomie. En daar is 'n hemelse bankrekening. Amen. Kom ons staan saam. Kry sommer die offerhande nou in jou hand. Een van die maniere, een van die wonderlike maniere, ouens, hoe mens God se werk ondersteun is geld. Dan kan jy ook tyd gee, jy kan jou skills, jou vermoëns gee, jou talente, 'n klomp dinge, maar ons verstaan ook dat een van die groot beginsels in 'n aardse ekonomie is maar finansies. Ek wil vir jou dankie sê gemeente dat jy oor jare heen getrou is
om hier in Houkruis gemeente God se werk finansiëel te ondersteun. Daar's mense wat oor jare heen elke maand 'n 10de bydrae gee en nie 'n 10de oorslaan nie. Volgende Sondag as die Here ons Paar wil mee praat oor 10des. Daar's baie leerstellings. Jop. Daar's geweldig baie YouTube kanale wat sê 10% is nonsens, jy moet nie vir die kerk gee nie en ek gaan volgende week met jou praat daaroor. Ons praat min genoeg oor geld, maar volgende week gaan ons 'n bietjie daaroor gesels. En dankie vir jou offergawe. Dankie, daar's mense wat partykeer niks het nie, dan gee hulle. Dankie dat jy ook deel het aan die gemeente, dat wanneer ons hulp nodig het, dan kan ek bel en sê, jong, ek het nodig om kom help mense. Jy gee jou talente, jy gee jou resources, jy gee jou tyd, jou vrywilligers. Daar's soveel maniere om te gee. Kan ek vandag sê dankie dat julle hierdie plaaslike gemeente ondersteun. Sonder dit is hier nie 'n gemeente nie. As die Here ons Paar volgende jaar het ons 'n 50ste viering. Die gebou is ingewy 26 Oktober 1976. So volgende jaar 26 Oktober 2026 is die kerkgebou 50 jaar oud. Ek dink die gemeente is al 'n bietjie langer, want voordat die kerk bou is daar 'n gemeente. Maar volgende jaar is 'n feesviering. Vir 50 jaar staan hier die kerkie. Omdat mense getrou is aan God se saak. Jou finansies maak 'n verskil. Jou 10de bydrae, jou blessings, waar ook al jy hoor van 'n projek, jy sê pastoor, ek sponsor dit, ek gee dit. Dankie vir dit. En ons het nog nooit op iemand se emosie probeer speel, of bakkant gestaan, of lang trane by jou kom huil nie. Maar jy het ook 'n verantwoordelikheid. So ek wil dankie sê vir dit. Maar kan ek jy vandag 'n besluit maak? Waar ons dan, terwyl ons nou ons geldjie in ons hand het, en sê, Here, ek gaan nou my hand oopmaak en dan gaan hierdie geldjie in die sakkie gooi. Maar Here, vandag maak ek my hart oop. Vandag besef ek net weer, ek moet deponeer in my bankrekening. Want dis waartoe ek op pad is. Is jy op pad jy wil toe? Maar ek is op pad, die wat saam gaan. Maar jy is op pad saam met my. Ons moet daar aankom en daar moet baie skatte wees. En as die Here jou lank lewe, dan kan jy nou baie by mekaar maak, want jy het nou lank gelewe, jy kan baie goed wees vir mense. Hoor jy wat ek sê? Dis so belangrik. Maar ons kan ook hard raak vir behoeftes. Ons kan mense miskyk. Sê, Here, vergewe my waar ek misgekyk het, vergewe my waar ek dalk nou iets vir my gesê, maar nog dit is my laaste R5, toe gee ek dit nou nie. As jy nou vandag ietsie vir die Here moet sê, bid saam met my nou, sê, Here, as gemeente en as individu, my hand en my hart sal oop wees vir die saak. Wat finansies aanbetref, wat goedheid aanbetref, wat barmhartigheid. Here, ek sal ook vergewe. Ek sal lief wees vir mense. Ek sal die werk ondersteun. Ek kan my tyd vat. My besittings behoort aan U. As ek nodig het met my kar, Here, dan sal ek my kar vir U gebruik. As ek nodig het om huisvesting te gee, ek sal vir iemand huisvesting gee. Wat ook al. Sal jy dit saam met my bid? Kliënte? Beleggingsopsie nommer 1. Duidelik. Beleggingsopsie nommer 2. Ewig. Jou keuse.